Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug by die Rockfight Rugby podcast. Vrydagmiddag soos gewoonlik. Ons het al die spanne insluitend die Lions. Ons is nou goeie vriende met die Lions. Ari, ons het 'n paar opwindende dinge. Die Lions is nou aan boord hier by Rockfight Rugby en Megaphone Rugby. Is so bly om te hoor of dalk nie so bly nie, maar dis goeie nuus man. Nee, dit is goeie nuus. Hallo MB, hallo almal. Ja. Lekker vooruitsig. Is lekker naweek se rugby. Ons was bederf. Ons het twee opeenvolgende naweke was dit 4-0 vir Suid-Afrikaanse spanne. Maar 28 Maart is nou al 'n tydjie terug wat die laaste bal geskop is in die vorige ronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. So tussen was 'n Europese rugby geweest. Maar as Suid-Afrikaanse spanne dit reg kan kry, hierdie naweek 4 wenne in 'n ry, dan sal dit indrukwekkend wees. Die verskil is nou die vorige twee naweke was alles tuis geweest. So dit is nou so 'n bietjie moeiliker om weg te wen. En ek dink by ook hulle spark gaan ook moeilik wees en dit Kaapstad gaan moeilik wees. Is nou soos hulle sê all to play for. Die druk is nou aan oral. Nou begin die span baie ernstig veg vir daai top 8 posisies. So jy kan nie nou glip nie. Dan kom iemand jou verby. En dis waar ons is. Ja, jy moet nou nie vergeet van daai naweek wat ons 0 gewen het nie. Nie Bullet die Kampioenebeker en die Challenge Cup en daai Bullet die Stormers en die Sharks het verloor. So ons praat maar net daaroor. Dis die broer in die tronke. Ons het hierdie naweek uit die week 'n lekker video gemaak oor die Lions saam met Rian Lou en hy het ook gesê weet daai ou storie van die mense in die kommentaar sê dis soos 'n broer in die tronk. Dis baie lief vir hom, maar jy praat nie eintlik oor hom nie. Dit is maar hoe die mense oor die Lions voel, maar ons gaan nou regtig ons probeer by ons best mense. Ons het 'n groot skloop in die gang ja van die Lions se kant af. Hulle is aan boord, soos ek jou gesê het, sal julle laat weet bietjie nader in tyd, maar iets wat jy nog nie algemeen gesien het in Suid-Afrikaanse media nie. Iemand wat jou sal verbaas. Net so voor ons verder gaan oor die naweek se wedstryde, net 'n bietjie admin. Mense, julle sal bly wees om te verneem dat ons Rockfight Rugby Afrikaanse kommentaar in samewerking met Radio Rugby behoort volgende naweek se terugkeer te maak. Ons het heeltemal 'n nuwe ding ontwikkel en ontwerp, ons eie ding saam met ons vriend Ronaldo Botma. Baie professioneel. Ons net besig om die laaste paar klein jakkeltjies uit te sorteer en dan van volgende week af kan jy weer luister na Afrikaanse kommentaar op van ons groot wedstryde. So, sien uit na dit. Lekker 'n bietjie as ek sien baie mense byvoorbeeld baie iemand in Peru wat gereeld luister na ons Afrikaanse kommentaar. Dis altyd lekker man. Dis is 'n radio theater of the mind, soos hulle sê. Dit's anders as om na wedstryde te kyk as om daarna te luister, die kommentaar te luister na Ari. Nee, beseker ek verlang na daai dae wat Gerrit beweer en almal so uitgesaai het en uit na Karl Plessis en na Ray Morton en druk hom aan die hoekie en al daai dinge. City. Onthou jy daai ene? Ja. City. Ja, ek luister altyd vir Johan Pretorius en die manne en hulle kommentaar op die skole rugby. Dit is opwindend, dit is lekker is. Ja, daar's iets in radio kommentaar. Weet ons almal het daarmee groot geword met daai radio so langs jou al daai Lions toere, daai 74 Lions ensovoorts het nou lank terug maar Karibeker wedstryde, as daar net een op die TV is, dan luister jy die ander net per radio. So ja, dis lekker. Radio kommentaar is heerlik. Jy kan jou inleef, maak prentjies mos. Jy moet weet watter rigting die span speel in jou prentjie. Hulle moet dan net sê jou span speel links na regs, dan kan jy jou prentjie net regmaak. Ja, ek het begin rugby volg in 1974 saam met my pa en ons het Toyota Corona gesit en op die radio geluister na die Springbok kommentaar. Kom dit nog soos gister. Ja. Ons is stryspaai, dan gaan ons stryspaai toe en dan luister ons toetswedstryde of cricketwedstryde. So nou nie heeltemal op Charles Fortune nie, maar ek was seker Edward van Aardel en daai knop nog gewees van dan. Kan glo dat jy daar in die kar sit dan luister jy hier na ons sê bietjie cricket hier langs en dan sit jy in die kar dan luister jy Vincent van der Byl wat instorm in 'n bal na Alex Rand of wat ook al. Lekker tyd. Gavin Leroux. Wat se naam gewees? Ja, Gavin Leroux. Gavin Leroux, sorry, ja, kan ek staan ek nou blank daar. Ja, Gavin Leroux. Ja nee, die groot name. Graham Pollock. Ja, daar raak ek nou skoon nostalgies. Kom ons praat oor die naweek wat nou kom. Eerste wedstryd, Bullet teen die Dragons. Nou Johan Ackerman het gister die perskonferensie gesê hulle onderskat nie die Dragons nie, maar die Dragons is skielik in die semifinaal van die Uitdagbeker. Ek bedoel in die top 4. Waar op aarde dit nou gesien kom en ek dink waar die Bullet dalk gedink het begin die seisoen die Dragons, Scarlet, Zebra Bellington, lekker weet laaste paar wedstryde hier ene gaan hulle twee keer moet dink en dit lyk vir my van 'n lekker sterk span gekies het ook vir die wedstryd. Ek dink as hulle selfvertroue goed doen, ek dink nie hulle het nou hierdie uitskillende sterk spanne gespeel om uit te kom nie. Weer die kwartfinale was teen Zebra, dit was weg. Maar dit was ek dink 35-32 wegwen by Zebra. So nog steeds moeilik. Maar dis daar nou nie heeltemal Leinster of Munster of al daai spanne wat jy nou getrek het weg. So dit bly nog steeds goed. So ja, ek dink nog steeds vir my Dragons NB is my
amper 'n gevaarlike span. Ek weet nie hoe hulle 15de op daai lys geëindig het na wat die afgelope paar maande gebeur het nie, want of hulle die hele tyd net naby verloor. Dit voel nie of hulle regtig daar hoort nie. En ek is bietjie ligtig vir hulle, maar ek sê weer soos ek laas keer gesê het, ek dink hulle scrums is net eenvoudig nie goed genoeg om in 80 minute 'n totale aanslag af te weer nie. Dit het in die Kaapstad stadion 'n paar weke terug, 'n hele paar weke terug al gebeur in die Stormers wat hulle verdedig goed, hulle het aanvallend goed, hulle is goed georganiseer, maar hulle scrums is uitdaging. So dit gaan die toets wees in die Bulls verseker, een van die komponente. Maar ja, die Bulls kan hulle nie onderskat nie. Maar ja, ek weet nie die weer gaan wees nie. Ek weet in die Kaap weet ons dit gaan reën op 'n reënkans. Maar ek het gehoor André Pollard sê daar op 'n stadion, maar hulle gaan 'n uur voor die tyd kyk toe en kyk hoe lyk die weer en dan speel hulle. So, hulle gaan nie veel Google wat alles gebeur daar rondom die weer nie, maar so ek dink nog steeds die Dragons ek dink die Bulls moet wakker wees, aangeskakel wees. Hulle is nie 'n slegte span nie, hulle het selfvertroue, maar ek dink die Bulls kan hulle in die vaste fasette in die scrumslyn staan en seker maak daai komponente werk vir die Bulls, dan kan hulle wen. Vir my interessante speler wat vir Dragons gaan uitdraf die naweek is Tinus de Beer. Want weet die Bulle was warm op sy spoor en toe sekere joernaliste dit bietjie vroegtydig uitgelek en toe lei die onderhandelinge skipbreek. So toe kan hy nie na die Bulle toe kom nie, maar hy is blykbaar 'n baie beter speler vir mense om krediet voorgee en ek sal nog graag wil sien hoe hy speel. Ek het hom al 'n paar keer in die verlede gesien speel, daar vir Pumas en so, maar vir die Bulle Monto wou geteken het. Dit sê daarom iets van die ou. Hy moet dan sekerlik 'n goeie nommer 10 wees. Ja, beseker en hy ken ook die Pretoria rugby natuurlik. Dit is maar hy kan ook net speel met die bal wat hy het. So om die kennis van Bull rugby is nou een ding. Natuurlik met Tippies gespeel en ek ken dit ken Pretoria. Maar hy sal ook weet dat hy homself bietjie met vet smeer, so hy sal moet hy gaan sy kanaal gaan besig wees, daar gaan op hom afgehardloop word en maar as hy goeie bal kry, is 'n goeie speler, skoon speler, wat met Brian Smith dink van die Lions. Hy skop goed, takties goed, kan albei speel. Hy kan skop en hy kan aanvallend speel. So ek dink hy gaan 'n aanwinst wees vir die Dragons. Die Bulls sal uitkyk vir hom, maar ek dink hy gaan genoeg goeie bal kry om regtig die ding te domineer nie. Ek dink Pollard sal waarskynlik kan domineer in daai wedstryd. Wonder wat is dit met Suid-Afrikaners wat so lekker speel aan Wallis, jy weet, Marnus van der Merwe was daar by die Scarlets en nou sien ons Corneel van Sail is nou permanent aangestel as hoofagter van Cardiff. En in die verlede ook weet Percy klomp manne daar oor see gaan speel. Wonder wat is so lekker. Ek dink daai weer lyk vir my maar lekker goor. Ja, ek dink hulle word mooi na gekyk. So ek dink dit is miskien ook die geldeenheid trek 'n bietjie verder, maar alhoewel jy moet nou in daai geldeenheid leef, maar ek dink dit is 'n lekker omgewing. Ek dink as jy jonger ook is as ek en jy nou 'n kans kry in ons 20's en om daar te gaan speel, is 'n lekker ervaring. Jy kry lewenservaring, doen jy op, jy sien die wêreld 'n bietjie en ek dink dit is 'n lekker omgewing om te speel waarskynlik. Lekker om onder ander afrigters ook afgerig te word. So ek dink dis alles voordele. Ek dink jy verlang na braaivleis, jy verlang na die twee B's waarskynlik, die braaivleis en die brandewyn en alles. En die bier. As jy van Pretoria kom met die bulle en die bier, so dis vier B's. So ja, ek dink daai deel weet ons almal in die sonskyn almal verlang daarna, maar ek dink as jy jonk genoeg is 'n lekker ervaring. Sommige hanteer dit beter, sommige spelers is vir 'n jaar daar en weer terug. So nie almal vind dit ewe lekker nie. Maar Wallis kan ten minste die taal is nie 'n uitdaging. Ek dink is moeiliker om in Italië en in Frankryk te gaan speel waar jy nog die taal op onder die knie moet kry, maar ek dink in die Britse eilande is dit lekker. Ja, ek wil eerder vra of jy gaan speel die weer is dan 'n bietjie beter en dan probeer Frans leer op 'n manier. Want hier ek hou nie van nat woortjies as jy al agtergekom het. Nat reën is nog erger. Dit is net reën lekker agter by jou aan die Kaap, né? Ja, dis miskien so opbou na die Stormers voorskou. Ja, dit reën is 'n ordentlike koufront wat nou vandag ingekom het. So hy gaan nou vandag na Vrydag gaan hy nou lekker meestal deurtrek. Môre reën dit steeds skarp in die Kaap Donderdag, Saterdag. Maar ek dink hier rondom 1:02 se kant breek hy, dan is daar son, dan begin hy weer 3 bietjie reën sê hulle. As jy nou die uurvoorspellings kan volg. So maar die veld kan swaar en nat wees. Die Stormers het hulle kaptein so van geskuif vandag. Hulle sou 12 uur die kapteins gehad het by Kaapstad Stadion. Hulle het teruggeskuif na hulle HPC daar in Bellville. En van daar af die media gedoen en so die veld is te nat. Wel, die grootste deel van die reën is nou presies nou half tussen 12, 1, 2, 3 uur in die middag. En dan hopelik môre sal die treinering nie te sleg wees nie, maar dit gaan maar 'n swaar veld wees vir die Stormers môre. Ons gaan terug na die Bulle toe. Beide Kurtley Arendse en Chesley Jooste is beseer en altyd van hulle het eintlik die wêreld van die brand gespeel. Nou is dit 'n bietjie van 'n
gelapte agterlyn. Kenny Moody speel sommer 11 hierdie week. Hy's 13, dan sy 14, hierdie week sy 11. David Kriel is terug op 14 op vleuel. Hy's eintlik hy ook meer van senterposisie. Devin Williams speel eerste keer 'n baie lang tyd. En natuurlik Cyril Peterson terug op die bank en Pile Gomedi, ek moet opgehou daar by die Bulle, hy is maar eister hoor. Ek moet sê ek is nog bly om hom 'n kans te sien. So ek sê die twee vleuels is beserings as gevolg van beserings, maar Pile is daar om 'n kans gegee te word. Jy weet, daar's nie enige iets wat hom terughou nie. Natuurlik die Zankar is beseer, maar ek bedoel hy is eintlik 'n 8ste man. Maar ja, ek's opgewonde oor sy terugkeer ook. Wat dink jy van nou span wat die Bulle gekies het? Ja, ek dink goed gebalanseerd en weer eens genoeg agterlyn angelende agterlyn. Devin Williams, weet ons is baie goed op die aanval. So dit is nog steeds 'n baie sterk span met 'n baie sterk voorspelers. Ek hou van François Klopper wat sy voete nou vind op vaskop. Dat hom ook meer kans gee as nommer 1 vaskop eintlik so half ingekleed. Kobus Wiese is perfek vir daai Europese rugby, 'n lekker harde 4 slot in die bakkies. Daniel Rousseau, Moult ek stem saam met jou. Gomedi is fisies groot en sterk. Of onthou ek weet dit in die Stormers op 'n stadion kyk wat hy daar duikslag uitgevoer het, dink ek ja, hy het nou dink aan 'n Willie of aan 'n Gau wat hy 1 jaar so lank terug vir Uli Smit raak geduik het in 'n toets op Nieuweland. Wat my baie daaraan laat dink. So ek dink ons is geseën met baie fisiese spelers, maar ek dink 'n goeie balans. EB, daai span Papier speel goed, Pollard is bevestig, daai centervaar, weet Harold Forster speel weer sy beste rugby, lyk my, hy moet maar oral speel waar Johan Ackerman afrig, nee, want hy het sy beste rugby vir die Niels gespeel. Neil de Bruin is, hy en Neil de Bruin. Ja, Neil de Bruin, ja, so dit is, so dit wys so die effek van goeie afrigting hier rondom jou. So ja, dit is 'n goeie span, ek dink hulle is goed gebalanseerd, maar ek dink daar gaan druk wees vir daai, vir die Dragons met tussen François Klopper, Morne Smit is 'n opkom en natuurlik Jan Hendrik en Steenekamp. Weet daar's nou dit is waar ek dink die grootste voordeel vir die Bulls in les weer groot gesluit. Ja, die groot ding met die Bulle natuurlik is nie meer gespan nie, maar die feit wat Johan Ackerman duidelik gemaak het in die perskonferensie die span aangekondig dat al daai skuwe van Roan en Wilco en alles was aan die gang gewees voor hy daar aangekom het. Mense dink nou, maar dis 'n teken van die rotte spring nou van die sinkende skip af en dis absoluut nie die waarheid nie, nou. Dit is goed wat lankal in beweging gekom het en hy het maar geërf wat hy kan kry. Nou skielik maak ou soos Andrew Liebenberg wat geteken is van Leicester af maak nou meer sin. Jy weet, nou weet jy wat hulle moes mee wat hulle geweet het gaan kom en dan moes hulle begin beplan het daarvoor vir hulle werwing vir volgende seisoen. Ja, ek dink dit is duidelik daarvoor en jy het nog spelers wat rondbeweeg. En ek dink ons in die media of die media in die publiek besef ook nie dat ons hoor dit nou met media aankondigings, maar hulle sal eerlik 'n maand of 3 in die opbou en baie keer 4 maande in die opbou na so iets. So die spanne weet en dit is ook waarom die kapteinskap ons het daaroor gepraat het, waarom die kapteinskap op 'n stadium miskien ook rondgeskuif is 'n bietjie en vir Marcel meer gegee is. So ons daar stadium nie verstaan nie, maar nou verstaan die mens, maar ja, so ek dink dit wat ten minste goed is vir die Bulls, dit wys dat daar's nie 'n huidige probleme of daar's nie 'n exodus as gevolg van dinge wat die afgelope maand tot 3 gebeur het nie. Dit is lyk my dinge wat al van laas jaar af kom. Ek dink die Bulle dalk hulle sterre dat Jake White nie meer daar is, want die ouetjie lyk net soos 'n regte old man shouting at clouds, soos hy altyd sê. Waar hy ook al gaan, hy maak net vyande, né? Nou is hy kwaad vir die hoof van Selborne. Ek verstaan nou seker Marita aan, maar yesie man. Kyk, hy kan maar net nie leave well alone nie, né? Dit is die regte manier om dit te sê nie. Ja, en ek dink die uitdaging daar is hulle moet voor die tyd met hulle maar die terme en die verwagtinge en wat moet gebeur baie mooi op skrif sit en deurpraat en so dit is moeilik. Ek dink miskien Jake se uitdaging is dalk dit is 'n groot die Engelse woord is nou mind shift. Miskien is dit 'n sielkundige benadering terug van topklas afrig hoogste professionele vlak afrig na skole toe. So jy is heeltemal anders en mens moet aanvaar die hoof gaan die laaste sê. So ek ken nie al die detail nie, maar dit is maar tipies hoe dit in 'n skool werk, weet 'n hoof kan die laaste sê en gaan 'n invloed hê. So ek weet hulle argumenteer dat hulle wil hê al die sporte moet nou op elke ewewigtig wees tussen hockey en al is iets wat. Maar ek dink wat ek na afstand af raak gelees het, is dit maar dat miskien is die terme en die verwagtinge nie goed genoeg op die tafel gesit in die begin nie. En dan begin dit grom die later van tyd. So ja, jammer om te sien. Maar miskien as daar meer inligting uitkom, as ons meer verstaan dalk. Ja. Kyk wel, rookies het daar 4 kies, so daar was verseker wel ek verstaan dat die hoof is nou nie so rugby gedrewe soos wat Affies en Gim
en nou Paul Rose hoofveld nou is nie, maar dan moet mense weet. Jy moet weet waarvoor jy jou inlaat. Ja, Dan ek kyk weet. met daai produk. My seuns was in Pretoria Boys High, die hoof het presies dieselfde benadering gevolg. Vir hom is rugby net nog 'n sport. Dis nie die sport nie. Al die sporte is gelyk, die kultuur is gelyk, akademie is gelyk. Hy is baie ernstig daaroor. Dis hoekom Pretoria Boys High nie eintlik elke naweek vir affies kan wen nie. Dis nie regtig 'n fokus nie. Ek verstaan daai argument so. Right, wat verwag jy daai wedstryd Bullet en Dragons? Ek dink Bullet gaan wen. Ek dink hulle gaan te sterk wees. Hulle gaan goed gebalanseerd voorlangs kan die Dragons bietjie swaar kry. Maar gaan hulle sal hard moet werk vir hulle punte. Dragons verdediging is goed. Hulle speel op tuis. So ek dink dit gaan 'n wendige 35-12 wees, nie? Maar ek dink dit gaan meer as 10 punte wees by die Bulls van wen. Right, dit sal ook natuurlik sekerlik 'n nat en onaangename omstandighede wees en dit lyk so nogal of jy nou genoem het die Stormers gaan in so 'n gelyke omstandighede speel, nogal teen Connacht, die Ierse span wat gewoond is in daai tipe omstandighede. Dink jy 'n nat reënerige veld, ongemaklike omstandighede, dink jy kan die Stormers affekteer teen 'n span soos Connacht? Ja, dit is ook in die media konferensie gevra, dit voel soos 'n Ierse middag hierso en ek dink hulle gaan gemaklik voel met die omstandighede. En hulle verdediging is ook baie goed. Weet hulle die afgelope naweek nog verloor teen 'n Franse span. Hulle is uitgeskakel in daai kompetisie, maar dis nie 'n grootste skande ooit nie. Ek dink hulle het bygespeel Montpellier, dink ek was dit. So ja, dit is kondisies wat die Ierse span natuurlik gewoond gaan wees, maar die Kaap is gewoond om in winterseisoene, dit is 'n winterreënvalstreek, so is ook nie dat die Kaap nou heeltemal se spelers nie gewoond is aan die reën nie. En ek dink die Stormers het ook goeie voorspelers dat hulle dit kan hanteer. Hulle het genoeg vaskoppe tot die mate dat Sazi Sandy speel in die 15-tal of in die 23-tal. Hy's nie in hierdie wedstryd speel nie teen Connacht nie. So dit is Potham wat begin. Wat natuurlik ook by die Springbokke gespeel het en dan is dit Netling Forsie wat van die bank af kan kom. So dit is so 'n bietjie van 'n afwisseling daar. Natuurlik Skara en Tobeni wat sy laaste wedstryd vir die Stormers speel in die Kaap begin ook. En dan met Andre Jokuventer wat van die bank af kom. So daar's 'n klein bietjie verandering daar, maar ek dink daar's redelike diepte. Ek dink hulle kan dit hanteer. En dan die groot voordeel is dat Ruben van Heerden is weer terug van besering vir die Stormers. Veral in hierdie weer en so 'n wedstryd wat dit gaan swaar en stadig wees en die voorspel druk en hy kom van die bank af. So nou kan jy vir JD Sekerling en vir Adrie Smit wat lekker groot is begin en jy het vir Ruben van Heerden wat van die bank af kom. Nie twee slotte verkies nie. Marcel Tennyson speel ook en dan Paul de Villiers is die twee flanke wat dan gaan opkom later. Die losse spelers Dion Fourie begin, Ben Jason Dixon en Evan Roos. So dit is gevestig. Maar ek dink tussen Dion Fourie en Paul de Villiers 80 minute van hulle in so 'n wedstryd wat bietjie stadiger is en meer voorspeler en meer losgemaal georiënteerd is, gaan dit 'n groot bondgenoot wees vir die Stormers. Want 80 minute waar hy vir tussen Dion Fourie en vir Paul de Villiers op die veld het, gaan hy heeltyd om daar te kompeteer word tussen hulle veral. En dit kan dalk ook bepalend wees. Dit in 80 minute het jy hopelik so 4 omdraai besit deur die 80 minute dalk hopelik 5. En dit maak die verskil baie keer tussen wen en verloor. Maar ek voorspel 'n baie moeilike wedstryd oor die omstandighede om daartoe gaan leen. Dit dalk nou maar tipies as dit reën dan is dit 'n gelykmaker. Dis al baie gesien. Connacht het 'n sterk voorspelers. Hulle mis wel vir Boendi Aki wat hulle nie gebring het nie. So Boendi Aki het nie oorgevlieg nie. Hy het nie 'n besering nie, maar hulle spaar hom vir hulle laaste 2 wedstryde en dit gaan vir die Stormers ten minste van die hulp wees. Want die Stormers se 10, 12, 13 is ook gevestig. Weet Sasha op 10 en dan Dan Du Plessis en Roan Nel op 13, 12, 13. So ek dink dit is ook 'n bondgenoot vir die Stormers, maar hulle is met hard werk vir die wen. Dit is hulle het in die verlede al baie gesukkel met Connacht. So ek dink hulle gaan weer sukkel met hulle. Ek voorspel met die reën Swartveld gaan dit 'n armdruk wees. Interessante ding vir my, as jy kyk na Dion Fourie teen Paul de Villiers, en jy kyk na Scarron Tobeni teen Zachary Polton, die ou manne teen die jong manne, as reuse ouderdomsgapings tussen hulle, nou is dit 'n probleem vir die Stormers, net vir so van die Ossepias. Ek bedoel, Scarra, ek weet hy's 'n goeie getroue diensknegt gewees van die Stormers al die jare, maar kyk, hy lyk omtrent of hy al 80 is, nou met daai reisare van hom. Kan nie glo hy speel nog rugby nie, maar ek bedoel net, daar is 'n redelike groot ouderdomsgaping, ek weet, en dit was lankal nie meer die eerste keuse nie, ek verstaan dit, maar ou is Dion Fourie wat nog steeds speel op amper 40, né? Wie staan wat lekker oor nie behalwe Paul de Villiers? Ja, dis reg. Hy kyk die ander daar's die van Fuller is die ander plank wat deurkom met dieselfde argumente is en wat ook
SA 120 en so voorts en hy's ook so 'n fetcher en hy's ook baie goed, maar hy speel nou vir die Stormers 23 tal. So Namazawa was altyd die ander fetcher wat in die Kaap was, as mens dit nou so kan in Engels stel, wat nou by die bulle speel. Hy speel ook in daai onder 23 wedstryd later teen die Stormers vir die Bulls, en dan ek dink hy's kaptein ook. Maar ja, daar is diepte. Die Akers, JJ Kotse dink ek is waarskynlik bo in Tobeni en daar's 'n Luther Bacchus se seun wat ook Bacchus wat Akers speel vir die 23 tal. So ja, daar is diepte, maar nog steeds jy daar is 'n uitdrukkingsverskil, maar ja, Skarra was al dink al grys toe hy 23 was, so hy het al baie prysjare gehad. As dit laaste met John Dobson gepraat het, nogal vir ons 'n staaltjie vertel van Skarra wat hulle was by een van 'n funksie, toe reël hy sommer met die blitspatrollie om hy op te kom haal en hom huis toe te vat. Dit is hoe goed hy met almal oor die weg kom, lank hy al daar is. Interessant is dit. Wat wil Hardy Stormers met Damian Willems op die vleuel? Dit maak nie vir my sin nie. Ja, ek dink dit is ook die weer het miskien hierdie keer op 'n groter invloed gehad, oor dit hy natuurlik so goed is onder die hoofbal en daar 'n skopaanslag ook moontlik kan wees. Die Konnak skop tipies nie die meeste van al die spanne nie, maar die weer in die omstandighede gaan dit dalk toelaat, of daartoe te druk. Ja, ek dink hy is so 'n goeie speler, Damian Willems, dat hy doen altyd goed waar hy speel. So hy gaan goed doen op 12, waarskynlik op 13 ook op die vleuels en op die ligte. So ek dink in Dobson of die afrigter se gedagtes, het hy 'n speler wat vir hom werk daar. Hartzenberg is ook daar wat kan speel. Sinatla is nog beseer, so hy sukkel so 'n bietjie met diepte daar. Maarten is terug Griekwas toe. Natuurlik op pad na die Bulls toe, so ek dink hulle is bietjie dunner op vleuel ook en weer anders as in die verlede waar daar genoeg spelers was. Hulle het ook vir Edwin van der Merwe was op 'n stadium in die Kaap, hy's weg. So daar is spelers wat verlore is oor 'n tydperk. Ek weet Petersen wat ook nou by die Bulls speel, was ook by die Stormers en is ook weg. So daar is verseker 'n diepte probleem op die vleuel, maar ek dink Damian bied vir hom veral Sata. Bied hy vir hom 'n goeie opsie op vleuel in terme van wat moontlik kan gebeur alles daar. Dit gaan 'n wedstryd wees waar daar groot premie gaan wees daar om my hoë balle raak te vat. En altyd 'n voordeel as jy 'n ou het wat ook die ligter kan speel wat vleuel speel. So ek dink hy sal ook weer rondbeweeg, verskillende rolle speel in verskillende fases soos wat hy laas gedoen het. Maar dit werk op hierdie stadium, maar ek verkies hom op 15. Maar opvallend, daar's geen Yuri Matee op die bank nie. Sasha is die enigste erkende 10. So as hy iets moet oorkom, sal Damian waarskynlik dan skuif na nommer 10 toe. Hy het mos al 10 vir die Springbokke gespeel. Ja, hy sal dan 10 toe skuif en Yuri Matee is ongelukkig beseer. So dit is hy het in 'n oefening het hy seer gekry. Hy gaan so 2-3 weke uit wees ongelukkig. So dit is wat met hom gebeur het. Vinnig, jou voorspelling telling gewys, wat dink jy wie gaan ver? Ja, ek dink dit gaan 'n armdruk wees. Ek dink binne 7 punte en die Stormers tuisspel voordeel gaan hulle dalk hopelik deurtrek en maar hy kan enige kant toe gaan. Ek is bietjie bang vir 'n eerste span as dit so nat en reënerig is. Maar ek dink die Stormers is baie gemotiveerd, hulle het ook emosionele redes om baie gemotiveerd te wees met die bestuurder Chippy Solomon wat oorlede is. Dis nie net die motivering nie, maar ek dink hulle gaan uit die kleedkamer uit, gaan hulle baie gemotiveerd wees om 'n wedstryd vir Chippy te wen. So ek dink dit gaan 'n effek hê, maar ek dink die Stormers met minder as 7. Ja, so naby. Sure, dis interessant. Okay, kom ons gaan aan die Lions toe. Ek sien die JRC sit nou oral, hulle reis toe uit op. Maar dis tog wel begin. Die Lions is eintlik 'n ernstige meerdinger of contender vir die top 8. Lekker span wat hulle daai is. Monde van der Berg is terug, kaptein, dis nog steeds Frankie Horn, Chris Smith, natuurlik die man wat die wêreld in die brand speel. Terwyl ek van praat, gaan kyk asseblief op ons Meggie van Rugby kanaal. Ek en Harry het met Rian Lou gepraat oor die Lions. Dit was 'n skreeusnaakse episode. Gaan die skakel boos sit, gaan kyk 'n bietjie daaroor. Ons praat van hoekom bly die Lions ondersteuners so getrou. Hulle al is dit nie lekker nie. Dis 'n baie goeie onderhoud daai is en daarvan gehou. Die groot verander natuurlik is Bronson Mills wat beseer is en Richard Kriel wat sy plek speel op center, 12 nogal. Wat is jou gevoel daar? Ja, dit is 'n verlies, maar Mills het baie goed gedoen met Denko van Wyk, 'n goeie kombinasie en saam met Smith. So dit is 'n verlies. Lekker om vir Asenati op vaskop te sien. Ek dink dit gaan 'n groot bate daar wees. Goed gebalanseerd, Roan Venter weer op 7, baie sterk, Morne van der Berg terug op 9. Maar natuurlik weet ons nou dat die span wat op pad is 'n goeie span. So hulle speel 'n span wat baie goed is teen die Glasgow Warriors en Glasgow Warriors.
Glasgow Warriors, ek moet daai uitsprake begin regkry. So ja, dit is dis 'n wedstryd wat vir die Lions moeilik ene gaan wees om te wen. Dit is 'n Glasgow Warriors, is 'n vormspan wat kom. Maar interessante statistiek wat ek raak gelees het in die week is dat die laaste 2 wedstryde wat die Warriors kom speel het in Ellis Park het die Lions albei gewen. So hulle sukkel ook aan Ellis Park en so mag dit 'n derde keer wees. Dis belangrik vir die Lions, hulle aspirasies om in die top 5 te bly en is belangrik om 'n guns te doen vir die Stormers om as die Stormers natuurlik ook aanhou probeer wen om in nou top posisie te probeer ingaan. Maar ek dink vir 'n naby wedstryd wees moeilik om nou so te voorspel wat in daai 80 minute gebeur, maar ek sou sê dat die Lions het tuis wat voordeel weer eens en met van 'n werk terug. Ek dink hulle is nie by die baan om dit sal nie 'n kategorie van 'n verrassing wees nie. Want hulle is 5de op die lys. Maar ek dink die Lions kan dit wen dan. Die interessante ding natuurlik is die Lions het in 2 weke afgehaat. 2 naweke na mekaar want hulle het nie gespeel nie. Terwyl Glasgow tot laas naweek nog voluit gespeel het in die Kampioenebeker, natuurlik laasweek naskraap verloor het teen Toulon. Maar nou ja, die Glasgow is almal gespekuleer wat 'n span hulle gaan stuur, maar hulle het 'n span gestuur met 9 veranderings. Klomp ouens het hulle debuut maak, 'n heeltemal nuwe voorry. Jy weet, duidelik is hulle geleedere 'n bietjie uitgedun na hierdie tawwe kampioenbeker veldtog wat hulle gehad het. So 'n minder sterk span as wat ek verwag het. Franco Smith lyk my maar 'n bietjie ligtig. Maar nou ja, as die spens leeg is, die spens leeg, né? Ja, soos die Engelsman sê, so much for my prediction. Dit is ek het gedink hulle sal met alles en nog 'n bietjie kom van die eerste wedstryd en die tweede wedstryd, maar ek dink mense kan maar verwag dat hulle dalk 'n paar manne op die vliegtuig kan hê vir die Kaapstad wedstryd teen die Stormers. Ek dink hulle kan bekostig om in albei wedstryde soveel spelers te rus en nie te speel nie. So ek dink is 'n risiko. Ek dink dit kan vir die Glasgow Warriors dit moeilik maak. Glasgow Warriors, Ari. Glasgow Warriors. En ek net weer dat ek het tussen die ouderdom van 4 en 10 jaar in Springbok in Makwaland gebly. So my Engels is effens beperk, val uitsprake. Ja, die has en die have is nog daar, maar die uitsprake kan nou lastig. Die has dis haas en half. Haas en half. Maar ja, so kom ons kyk, dit gee die Lions 'n bepaalde beter kans, dink ek. Weet as daar's 'n paar sterre afwesig is dan dink ek die Lions nou 'n beter kans as wat ek gedink het. So ek sal dan voorspel dat hulle die wedstryd kan wen, verseker. Ja, ek ken nie sy name nie. Dit is vinnig die voorlei Rory Sutherland, Seb Steven, Finn Richardson is nie name wat juist uitspring nie. Dan Jerry Oguntubeju, hy was laasweek daar uitgespeel, het goed gedoen. Alex Samuel, Ewan Ferry, Sione Vialan, Jack Dempsey ken ons, hy's 8, maar hy gaan ook weg by die Glasgow volgende seisoen. Jack Oliver speel op 9, Dan Lancaster uitgespeel op 10. So ek sê Stafford McDowell van 13 na 12 toe 'n plek te maak vir Hugh Jones, dit's 'n goeie speler. Carl Rowe is 'n goeie speler. Josh McKay baie goeie speler. Die Bullet het nogal hard op tot hulle eie spyt agtergekom hoe goed hy is. Nathan McBeth op die bank, Xander Ferguson op die bank. Ryan Burke op die bank, dan sien jy nie toe Peluto op die bank, 82 wedstryde al gespeel vir en Ben Asher wat laasweek op net. So ja, ek dink hierdie gaan baie meer opdraande stryd wees vir die Glasgow as ek verwag het. Ek sien uit en ek dink dit gaan dalk die keer wedstryd van die naweek wees as jy my vra. Ja, met Ferguson op die bank het hulle bietjie diepte daar wat 'n ervaring wat opkom, so dit gaan 'n groot verskil maak. Hugh Jones, as ek jou reg verstaan het, begin ook en dit is natuurlik een van die beste centers in die wêreld rugby. Verseker goed genoeg gewees om die Britse Lions se center te wees. So jy weet met baie keer moet jy ook maar wakker slaap, weet jy, as ouens 9 veranderinge maak, dan dink jy en verwag jy hulle moet 9 veranderinge swakker wees, maar is nie altyd die geval nie. Baie keer is daar manne wat hongerder is of jonger is of wat beter inpas in wat hulle wil doen. So daar's 'n klomp faktore waarna mens kyk. En ons weet dat Franco Smith is 'n afrigter, soos hulle weer eens in Makwaland praat hulle van 'n afrigter wat wakker slaap. So hy sal weet wat hy doen en hy sal 'n plan hê. Uitgeslape manne, ja. Dis net interessant met Glasgow hier na die einde toe, né? Omdat hulle betaal nou die prys vir daai kampioenebeker wat hulle so ver gevorder het en toe uitgeval het in die kwart eindronde is, né? Nou het hulle skielik ononderbroke gehad. Frank het vir ons gesê hy het net 38 spelers in sy geleedere, sy squad. Die Bulls byvoorbeeld al die Suid-Afrikaanse het 57 as ek my nie verbeel nie. Maak 'n groot verskil en ek sien nou hulle beseringslysie is nogal indrukwekkend daar. Gregor Brown, Alex Craig, Scott Cummings, James Dobie, Matt Ferguson, George Horn,
Davito Pelotu, Max Williamson dis hulle beste spelers is nie beskikbaar nie as volgende besering. Dit is waarskynlik omdat hulle so aanhou speel het in die Kampioenebeker, so een na die ander. En natuurlik voor dit die 6 nasies. Dit was een van sy groot bekommernisse, Frankenstein, oor die 6 nasies wat dit in sy spelers se gesondheid en fiksheid kan doen. Ja, dit is en hulle was goed op die petrol gewees, die hele tyd probeer is 'n belangrike kompetisie om te wen. Hulle het 'n goeie kans gehad om tuis te speel in 'n semifinaal. So ek dink dit is 'n teleurstelling. So dis waarom hulle so hard gegaan het. So ja, dit het nou 'n effek nou, maar ek dink in die Kaapstad wedstryd volgende week sal hulle weer bietjie sterker gaan, waarskynlik 1 of 2 of 3 manne invlieg daarvoor. En 'n sterkspan op die veld sit. Okay, ek wil graag oor die Sharks praat, maar ons kan nie, ons het battery uitdagings wat ons nie kan oorkom nie. Ons het ons bes probeer, maar nou ja, dis nou maar so. Dis nie asof die Sharks nou tou staan om ons kanaal te kyk nie, né? Ja, nee, ons kan miskien noem dat hulle dat hulle interessante span gekies het, kan mens miskien sê, maar ek dink die agterlyn nog steeds sterk. As ek vinnig iets daaroor kan sê, is nog steeds as jy vir Andre Estreys en Ethan Hooker dan die agterlyn het Edward van der Merwe, so dit is 'n span wat nog steeds hulle kan bring. Jaden Hendricks is ook daar, en dan lekker om vir Jan Smit doorskakel weer te sien. Ek dink Frank gaan daai wedstryd ook dophou met natuurlik sy seun, Frank is met sy seun. So dit kan interessant wees, maar weer eens het hulle Ox van die bank af en Vincent Kok. So as jy vir Oxton Chain vir Vincent Kok van die bank af kan opstuur, dan dink ek sal jy kompeterend wees. So all to play for. Maar weer eens 'n wintersrige aantjie daar in Wallis wat vir hulle wag. So nie perfek nie. Ja. Dis 'n sterk span. Dis net daai ja natuurlik wil ook sê, ek dink hy mag ook sy debuut, ek is nie heeltemal seker op nommer 15. Ja, ek dink dis eintlik 'n baie sterk span sê ek nou, maar ja, ons sal sien. Hulle het altyd die name gehad, het nie noodwendig die spel gehad nie, jy weet wat ek bedoel. Hulle die naam is daar, maar nee. Arie, ek moet jou laat gaan voor hy battery ons nou weer vir die tweede keer groet. So baie dankie, baie lekker naweek vir jou. Ons praat binnekort weer. Dankie man. Absoluut, lekker rugby naweek vir almal en hopelik is die Kaapstad stadion nie te nat nie. Maar ons praat weer. Groete.